Lord, you are worthy. Lord, you are worthy. You are holy. You are holy, Lord. Heilig, heilig, heilig is die Here God. Kom ons aanbid hom net vanmôre daar waar jy staan. Aanbid net hierdie God wat jou lewe vir jou kom verander het. Aanbid net hierdie God vanmôre wat vir jou nuwe lewe gebring het. Aanbid vanmôre hierdie God wat vir jou voorsien op 'n daaglikse basis. Aanbid hierdie God wat jou beskerm, wat jou gesond hou, wat jou in die gang hou. Here, ons wil die naam groot maak. Here, U is heilig. U is waardig, Here. Ons wil by U voete kom neerbuig vanmôre. Here, want daar is niemand soos U nie. Oh, we worship you, Lord. Oh, Karabasiant, Roboshanta, Rabasiant. Yes, Lord. We worship you, Lord. Kom ons sing hom net weer, halleluja. Yes, Lord. You are holy. You are holy. Ons verklaar vanmôre, Here, dat U die enigste God in ons lewe is.
Ons loof U naam, Here. Oh, we worship You, Lord. We worship You. Amen. En amen. Baie dankie. Jy kan die sitplekke neem. Dit voel partykeer so verkeerd om te op te hou sing. Asseblief. Is jy opgewonde in hierdie tyd? Sorg jy my net so oomblik. Dit voel nou vanmôre soos 'n begrafnis wat jy nie mag huil nie. Dis iemand wat jy lief het en jy moet die begrafnis doen en almal huil en almal is onder die gees en almal en jy moet nou composure hou hiervoor. So gee my net so 'n minuut en ek sal nou weer reg wees. Dis my groot voorreg om weer vanmôre die woord van die Here saam met jou te kan gesels. En net hierdie ding in my lewe so paar, wanneer laasweek donderdag met Hemelvaart, het die ding so my begin broei en net ek daaroor begin wonder en net ek na 'n paar punte gekyk en het ons gister lank daarna gelees en het ek sommer net gewonder, Here, wat sê ek vanoggend? En het ek al baie keer in my lewe agtergekom, dis beter om die Here op 99 vas te gryp en om te vertrou as wat ek Dinsdag al 'n woord kry, want dan dink ek aan change die eie akte 3 keer voor Sondag. Maar as die Here op 'n Saterdag aand by jou kom en sê, Boetie, dis wat jy nou môre sê, dan is daar nie tyd vir change nie. Dan moet ek vinnig tik, of ek verloor dit. En wil ek vir jou vanmôre sê, die tyd is nou, waar die Gees van God gaan begin werk en omstandighede gaan begin verander as jy in hom bly glo. As jy in hom gaan bly vashou en dat hierdie wêreldse geskree jou nie van stryd afdwing nie. Die tyd is nou. En wil ek vanmôre met jou gesels oor hierdie tema, julle sal krag ontvang. Nou julle almal weet seker waar dit staan in Handelinge. Maar ek wil vanmôre vir jou 2 gedeeltes net lees. En nou wil ons 'n bietjie daaroor gesels en dan gaan ek vir jou 'n storie vertel. Ek lees eers vir jou uit Handelinge 1. Vers 1 tot 9. Handelinge 1 vers 1 tot 9. Die ou pastoor het ons nog gesê 144, bladsy 144 in my Bybel. Dis almal daar. Kom ons lees. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die dag dat hy opgestaan is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook, na sy lyde, hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God bespreek het. Nou vir iemand nou nie seker is nie, dis 40 dae na die opstanding. Alright? Goed, kom ons gaan aan. En toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, lank na hierdie dag, maar julle sal nie met die Gees gedoop word, sorry, waar is ek nou? Daar is hy. Maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dag nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie.
vers 8. Maar, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hul oë weggeneem. En dan spring ons net na die volgende bladsy toe. Handelinge 2 vanaf vers 1 sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Soos jy almal weet, was Lukas die skrywer van Handelinge. En as iemand nie glo nie, dit staan daar in jou Bybel, onder Handelinge staan daar, van die heilige apostels deur Lukas geskrywe. En volgens Kolossense 4, vers 14, was ou Lukas 'n mediese dokter. So my vraag is nou net, wat weet hy van skryf af? Maar ons gaan nou nie daaroor uitbrei nie. Want in die eerste plek skryf hulle so dat mense dit nie kan lees nie. Maar ons gaan nou nie daarby nie. So al twee hierdie boeke is geskryf in 'n baie, die geskiedskrywer sê, in 'n eenvoudige Grieks. En kan nou agterkom wanneer Lukas iewers iets gesê het. En wat vir my opval, as jy gaan kyk, al twee hierdie boeke is in 'n sekere persoon geskryf, Theophilus. Al twee hierdie boeke begin waar hy praat aan Theophilus, en niemand weet rarig wie Theophilus was nie. Want Lukas 1 vers 3 noem hy hom aan, hy sê, hooggeagte Theophilus, en dit is tog Lukas wat dit skryf. En wil dit vir my voorkom, of Lukas dalk bietjie by hierdie ou gaan sit het, en gesê het, luister, kom sit hier by my, dat ek bietjie die evangelie met jou kan deel. Kom sit hier, dat ek bietjie vir jou kan vertel, wat het Jesus in my lewe gedoen, en waarmee is ons besig, waarmee is ons op pad, en miskien kan jy my help. Want hy skryf vir hom in Lukas 1, vers 3 en 4, sê hierdie woorde, ek skryf die dinge in volgorde, sodat jy die dinge kan weet omtrent wat ek jou onderrig. So het lyk rarig, Lukas het met hierdie ouwe pad gestap, en van hom sê, Boetman, kom ek en jy, gaan elke dinsdagmôre 1 uur by die Wimpie bymekaar kom, en ons gaan lekker koffie drink, terwyl ons bietjie oor die woord van die Here gesels. En die boek van Lukas gaan vir my baie meer oor, wat het Jesus gedoen? Fisies, hy het geloop, hy het geëet, hy het gebid, hy het gevas, hy het die tempel omgegooi, hy het wat Jesus gedoen het. En baie interessant is dat Lukas, die boek Lukas, is die enigste boek van al die evangelies wat hulle nou suppose was om ooreen te stem, wat praat oor die besnydenis van Jesus op 8 dae. Het jy dit al raak gelees? Toe my moenie, ek glo my net. Nee, jy kan dit gaan lees, ek speel. En wil ek daaruit aflei, dat hierdie Theophilus 'n wetsgeleerde was. Want Lukas moes met die wet na hom toe gaan, om hom te probeer bereik. Deur hom sê, sien, ons is nie so bad nie, ons het wet ook. So hierdie Theophilus was nog nie 'n slegte ou nie. Maar hy was nog nie waar God hom wou hê nie. En dis vir my so interessant, ek gaan kyk toe, wat beteken hierdie naam Theophilus? Het dit al iewers dalk gebestudeer? Iewers raak gelees, Tannie Mara, ek weet nie of Tannie dit dalk raak gelees het nie. Maar dit beteken liefhebber van God. Nou kyk, as ek eers dink, my naam is nie Theophilus nie, dan kan hulle maar vir my sê ek is Theophilus, want ek wil 'n liefhebber van God wees. En baie mense, as jy nou deur die van die ouense boeke en punte lees, dan kom hulle en sê hulle hierdie woorde. Dit beteken dat Lukas en Handelinge is vir almal geskryf wat die Here lief het. Het jy die Here lief? Dan mag jy Lukas en Handelinge gebruik vir jouself.
Maar dis nou wat die mense sê, maar dis nou nie ek nie. Maar is dit tog 'n goeie maatstaf? As jy die Here liefhet, lees jou Bybel. En die boek Handelinge gaan dan vir my weer oor die uitstorting van die Heilige Gees en die begin van die kerkera. As jy nou van Handelinge 1 af nou alles nou mooi, dan gaan jy nou agterkom hoe dit nou werk. En as jy daai opskrifie lees, soos ek nou vir jou gesê het, staan daar die Handelinge van die heilige apostels deur Lukas geskrywe. Dit staan daar. En het ek terwyl ek besig is, toe wonder ek, toe sê ek, Here, kan hy ou nie eintlik daar skryf die Handelinge van die Heilige Gees nie? Want dis tog wat hy in ons lewe kom doen het. Hy het tog op ons kom neerval, hy het ons tog kom seën, hy het ons tog kom bederf met sy teenwoordigheid. Maar sê die Bybel mag ons niks wegvat en bysit nie, so ons bly daarby. In Handelinge 1 vers 4 kom hy, en hy sê weer hierdie woorde. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie uit Jerusalem uit te gaan nie, maar om te wag op die belofte. Die belofte van God kom weer, wat hy gesê het, julle het van my gehoor. Nou as ons net so een versie terug gaan, Handelinge 1 vers 3, weet ons na die kruisiging al 40 dae, wat hy nog saam met sy apostels en saam met sy disippels en saam met die mense verskyn het. En Jesus se laaste woorde hier op aarde, kry ons in Handelinge 1 vers 8, waar hy sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Gees oor julle kom. Wil jy krag hê? Het jy krag nodig om deur hierdie tyd te kom? Sien jy uit na revival in Christiana? Het jy al gesien hoe moet daar skielik 4-5 nuwe kerke gebou word, want Christiana se kerke is te klein? Ek ken nou, wat sy naam tog Ernst, gesels nou die dag daaroor, as die helfte van Christiana tot bekering kom, het ons nie genoeg kerke nie. Die helfte. So nie, as jy moet nie te lang in Amerika wees nie, ons gaan kerk bou. Ons gaan kerk bou. En as ons nie gaan begin glo nie, as ons nie gaan begin droom nie, en dan wil ek al by sê, as ons nie gaan begin droom, en drome wat ons bang maak nie, julle gesien hoe bou ons 'n auditorium hier in Christiana. Ons vat daai hele Spar kompleks, maak vir hom kerk. Ondergrond parkering, hulle gaan ons die lig vat nie. Menlyn Mall se toon. Kan ons nie droom nie. Kan ons nie begin droom nie, kan die krag van God nie vir ons 'n verskil maak in Christiana nie. Wanneer ons lees vers 9 tot vers 26, sien ons daar gaan 10 dae verby. En in hierdie 10 dae verkies hulle iemand wat hulle weer kan 12 wees met die naam Matthias. Want Judas is uit en hulle moes weer 12 word. En hulle kom by mekaar en hulle wag op die belofte. Wat was hier die belofte? Dat ek julle nie alleen sal los nie. Dat daar 'n Heilige Gees sal kom om julle te kom bemoedig, julle te lei, julle te beskerm en by julle te wees. En alhoewel hier die belofte meer as 2000 jaar terug gedoen is, ouens, kan ek jou bemoedig, kan ek jou aanhits, kan ek jou, dit staan vandag nog, jy is nie alleen nie. Hy is nie alleen nie, die Heilige Gees beweeg saam met ons daagliks, waar ons ook al gaan. En hier vanoggend kan ons dit vier, deur te sê, Here, ek wil u ontvang. Ek lees in die Bybel dat die uitstorting van die Heilige Gees nie net een keer plaasgevind het. Daar was 'n begin, ja, maar dit was 'n voortdurende aksie. En moenie dink jy gaan arriveer deur te sê ek het dit nie. As ek en jy nie elke oggend gaan opstaan en sê Heilige Gees, kom maak my vol, kom vernuwe my denke, die ouens gaan ons dit iewers verloor. Want onthou, Handelinge 1 vers 8, julle gaan krag ontvang as die Gees oor jou kom. En het ek al 'n bietjie agtergekom, vir al die ouens wat so 'n bietjie vinnig is. Hoe het jy Bybel gelees? Ja, wat het jy gelees? Waar het jy gelees? Hoekom? Want ons lees te vinnig. Ek dink ek het al die voorbeeld gebruik, waar ek die dag met 'n ou gesels, ek sê vir my, ek lees een versie in die oggend. Hy sê, ag nee, rarig pastoor.
Ek sê, ja, maar weet jy waar is die triek? Vanaand as ek gaan slaap, kan ek die versie onthou. Jy lees 3 hoofstukke, maar jy kan nie eens die eerste versie onthou nie. Kom ons spandeer eerder tyd. Ek sê nie moet net 1 versie lees nie, hoor my reg. Jy weet wat is jou kapasiteit, waaroor jy kan dink, wat jy kan help, dat die Gees jou kan lei. Maar dit help nie, jy lees 3 hoofstukke en jy kan niks daarvan onthou nie. En ek is vanmôre oortuig, hier in my hart, en jy mag dalk met my verskil, maar hoor my net eers uit asseblief. Maar ek is oortuig vanmôre dat daar 'n verskil tussen die Heilige Gees in my, op my en oor my. Kan ek net sien, is daar iemand wat met my verskil? Kan ek jou na die tyd in my kantoor kry asseblief? Ek glo daar's 'n verskil tussen die Gees van God in my, op my en oor my. En dit mag dalk laf klink soos ek sê, maar dit het 'n baie groot implikasie. En kom ons kyk net, dis wat ek vanmôre met jou wil bespreek, is hierdie 3 fasette. Kom ons kyk die eerste ene, in my. Okay. Esegiel 36 vers 26 en 27 sê hierdie woorde. Hoor mooi, en as jy hoendervleis kry, mag jy sê amen. Want dis mooi. Okay. En hy sê, vers 26, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees gee in julle binneste. 'n nuwe hart, 'n nuwe gees sal ek vir jou gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Vers 27 sê, en ek sal my gees in julle binneste gee, en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my veroordelinge onderhou en doen. 'n gedeelte uit my eie persoonlike lewe. Hierdie teksvers het my huwelik gered. Dis hoe kragtig God se werk is. Want ek het op 'n punt gekom waar ek agtergekom het, ek is nie so oulik soos wat almal sê nie. Hierdie pastoor was ook maar 'n amper seker idioot, maar mens mag nie so sê nie. En moes ek op 'n stadium, terwyl my vrou vir 4,5 maande nie by die huis is nie, by die Here kom ons Here, haal hierdie klip van hart uit. Want ek kom agter, dit gaan my huwelik verwoes. En dit het nie net gebeur nie, hoor. Ek moes 'n pad stap saam met die Gees. Waar hy vir my sê, nou, ek het nou net met jou gepraat, hier doen jy dit weer. Kom nou! Sorry, Here. Dis 'n pad wat 'n ou stap. Maar die woord beloof, hy gaan jou nie begewe en jou verlaat nie. Is ons bereid om hierdie pad saam met hom te stap? En te verander. Ek wil 'n stelling maak vanmôre. Hoor mooi wat ek sê. Ek sê, ons ontvang nie die Heilige Gees omdat ons glo nie. Kan ek dit weer vir jou sê? Ons ontvang nie die Heilige Gees omdat ons glo nie. Ons ontvang die Heilige Gees sodat ons sal glo. Ouens, hier is iets waaraan ons kan vashou. Hier is iets waarmee ons kan beweeg. Here, U het hom vir ons gegee sodat ons saam met U hierdie pad kan stap. Want hy sê, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Kyk wat sê 1 Korintiërs 2 vers 14, sorry. Hoe hak ek nou vanmôre so tussen al hierdie Bybelverse? 1 Korintiërs 2 vers 14. Yes, sorry. Hy sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie. Die natuurlike mens neem die dinge van God nie aan nie. Ouens, dis tyd dat hierdie gees van my nie meer 'n natuurlike gees is nie. Dis tyd dat hierdie gees moet begin verander en laat ons ook gees sal begin wees. Ons moet begin opereer in die gees. Ons moet begin praat in die gees. Ons moet begin dink in die gees. Ons moet begin die Here se naam groot maak in die gees. Want hoekom? Want hy sê, van vir dit is dit dwaasheid, vir hom is dit dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Die natuurlike mens verstaan nie hierdie goed nie, want dit word geestelik beoordeel. Ek bedoel dit vanmôre met baie respek, hoor my hart asseblief, hoor net my hart. Vanmôre toe Elise in tale gepraat het, iemand dit verstaan? Hoekom nie?
Want sy was in die gees, nie in haar natuurlike nie. Jou natuurlike mens gaan dit nie verstaan nie, maar as jy op 'n plek was waar jou gees met God se gees en haar gees met God se gees, was jy in die heerlikheid van die Here, dan kan ek jou beloof dat jy ervaar daar's iets wat gebeur. Alhoewel jy dit nie woord vir woord sê, weet wat het sy gesê nie. Want ons is in die gees. Ons kom in die gees. My probleem is, het ek agtergekom, te veel mense wil alles logies uitredeneer. Ja, gesien nou met COVID, broer. Tot Jandre ry nou die dag gister nog met sy ou masker en ek het niks daarteen nie, hoor wat ek sê. Maar het ons dit nie begin oordoen en nie die Here vertrou nie. Enige aspek. Ek sien nou hoe hardloop ons by die bankbestuurders in, as wat ons net by die Here kan stil raak en sê, Here, I need you. Ek het U nodig in die volheid van U krag. Ek het U nodig in alles wat U vir my kan gee, finansiëel, gesondheid, deurbrake, ek het U nodig. Oh, 2 Korintiërs 10 vers 5 sê hierdie woorde, intellek is goed, maar as dit nie onder beheer van die gees gepla word nie, oponeer dit die kennis van God. So, jy maar raak gelees, intellek is goed, dit is goed om slim te wees, maar wanneer jou slimheid beter word as die woord van God, ouens, het ons 'n probleem. Dis om ek nou die dag, toe so bid, ek het saam met manne gebid hieronder, bid die een oom hierdie woorde, Here, hou my arm, maar dan weet ek sal op U bly vertrou. Nou ek sê nie, jy moet arm bly nie, hoor. Wat ek op wil fokus is, vertrou op die Here. Moenie skielik laat jy omstandighede verbeter, sodat jy God nie meer nodig het nie. Vertrou op die Here. En dink ek altyd aan hierdie versie, as ek daaraan dink om in 'n gees te wees, of in die gees te wees. Johannes 4:24, en die almal ken hom. Daar kom 'n dag, en dis vandag, dis nou, wat ons God sal aanbid in gees en in waarheid. In gees moet ons aanbid. Ouens, ek kan nie meer in my eie ek hier kom staan en die regte traantjies loop, die regte maniertjies steek ek my hand op, en as die tannie nog begin goed bid, jong, had ek nog 'n bewe ook, hoor. En ek sê dit met respek vanmôre, asseblief, hoor my hart. Ons moet in gees voor God kom begin uitbreek en sê, Here, hier is ek. Ten spyte van. Want ons het so gewoond geraak, vanmôre vra een van die meisies my hier by die sonnaskool, Pastor, hoekom hou ons net nagmaal op die eerste Sondag van die maand? En was ek skaam om vir haar te sê, dis 'n goeie tradisie. Maar dis al wat dit is. Die Bybel sê so dikwels as wat julle by mekaar kom, bedoelende sonnaoggende, sonnaande, woensdaande, donderdagaande, vrydaande, so dikwels as wat julle by mekaar kom. En die kerkwêreld het nou maar net die eerste Sondag. Gelukkig is Debbie vinnig, as ek al bel op 'n donderdag en sê, hierdie Sondag is weer, dan is hy reg. Ek het nie daarmee 'n issue nie. Maar ou het so verval in die gewoonte, ouens, wanneer kom ons in die gees? Ek het woensdag aand met die omgee groep ook al oor gepraat, sê, ouens, groet jy nog die Heilige Gees die oggend as jy wakker word? Môre, Here? So nou nie, my skoonma sê altyd, as ek nie my pille drink nie, kan ek dit vir julle 'n ingewikkelde dag maak, 'n lekker dag maak. Maar al vir jou sê, as jy nie die Heilige Gees gaan groet en om deel maak van jou lewe nie, kan dit 'n interessante dag wees. Romeine 8:16 sê die volgende, hy sê, die Gees getuig met my, sodat ek kind van God is. Die Gees getuig hier met my, ek is kind van God. Is jy kind van God? Amen, daar is soms so 3 wat het glo. 4. Dit is vir my jammer om agter te kom, hoeveel ouens 100% vertrou op hulle verstandkrag. As hulle nie 'n ding kan uitredeneer nie, jong, dan werk dit nie vir my nie. As ek nie hier in my hart voel dat alles loop soos ek dit wil hê nie, dan onttrek ek. Ek het gister die rugby ouetjie so jammer gekry. Ek ken nou nie almal se name nie, almal ken my as pastoor en ek groet my almal vriendelik, maar ek het nie 'n cooking clue wat is die helfte van hy span se naam. En die een ouetjie kom by my sê, my pastoor is eintlik baie sleg, ons het vandag baie ver gewen. Of nie baie ver nie, maar het gewen. Ek sê, nou wat is sleg?
Hy sê 4 ouens het gister net by meneer aangekom en sê, ons is klaar, kom by, omgedraai en geloop. En dis goeie ouens, dis iemand wat ons span kon dra. En hy sit met hierdie redenasie van, ja, soos het goeie ouens verloor. En dan kon ek vir hom sê, jy moet nie daaroor dink nie, hulle het klaar gewen. Hy wil redeneer oor hierdie ouens, hulle het klaar gewen. Waar het gaan? Wat roep die Here ons voor om volgende te doen? Wat roep hy ons voor? Efesiërs 1 vers 18 sê, Here, ek bid, of dis nou my gebed, gee my verligte oë van verstand, sodat ons sal sien, wanneer hierdie goed in ons lewe begin inkom, soos Johannes 10 vers 10, die vyand kom in om te steel, slag en verwoes. As hierdie goed kom, Here, gee my die helderheid van verstaan, sodat ek dit kan teenstaan. Nie kan wag tot ek klaar verwoes het, en dan, oeps, ek moes seker nou iets gedoen het. Of is ons proactief, deur te sê, Here, gee my die helderheid van verstand. So hier is die Gees in my. Hy gaan jou lei, hy gaan jou vat op plekke waar jy nog nooit was nie. Gees in my. Volgende enetjie, die Gees op my. Alright, op my. Handelinge 2 vers 18 sê hierdie woorde, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer. In hierdie dae van die uitstorting van die Heilige Gees, sal ek ook my Gees uitstort op my diensknegte, op my diensmaagde, en hulle sal profeteer. Die Heilige Gees op my, stel my in staat om my roeping te kan uitlewe. En ek dink ek het nou al baie gesê, dis nie net die pastoor wat geroep is nie, hoor. Jy het ook 'n roeping gehad tussen jou boer maatjies. Jy het ook 'n roeping in die prokureurskantoor. Jy het ook 'n roeping in die hospitaal. Jy het ook 'n roeping in Spar. Ons almal is geroep. En die Heilige Gees kom, en hy kom op my, sodat hy deur my kan werk en iets kan behaal. En julle almal ken die gedeelte in 1 Korintiërs 12. Ken jy dit? Kom, ek lees hom gou vir jou. Ek gaan hom net vir jou soek, anders maak ek dalk 'n spelfout. Hoor wat sê in 1 Korintiërs 12, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis van weer dieselfde Gees. En 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan die ander genadegawes van gesondmaking deur die Heilige Gees. Het jy agtergekom wat lees ek? Dis 'n gawe om iemand te genees. Gebruik dit, vra vir dit. En 'n ander werking van krag, en 'n ander profesie, en 'n ander onderskeiding van geeste, en 'n ander allerhande tale, en 'n ander 'n uitleg van tale. En hierdie gedeelte, dis nou ek hoor, moet nou nie vir my lag nie, maar hierdie gedeelte noem ek die manifestasie van die Heilige Gees in my lewe. En kan ons daarvoor vra op alle gebiede. Want weet jy wat is lekker? Die Gees sê, ek gee vir jou soos ek wil, maar jy mag vir alles vra. En as jy nou nie die Gees van onderskeiding kry nie, moet dan nie op 'n hoopie gaan sit nie. Jy het nie in die genadegawe van genesing. Jy het nie in die genadegawe van onderskeiding van geeste. Jy gaan dalk profeteer. Moenie huil omdat jy nie een gekry het nie. Maar gebruik die een wat hy jou dalk gee. Ek het nou so rukkie terug op Facebook gesê, 1 ontwikkelde gawe is beter as 10 onontwikkel. En ek maak weer 'n stelling. Nog voor die kerk die wêreld ingestuur is, was Christus, die Heilige Gees, na ons gestuur. Kan ek dit weer sê? Nog voor die kerk die wêreld ingestuur was, het Christus, die Heilige Gees, na die kerk toe gestuur. En ek praat nie van hierdie 4 mere nie. Ek praat van die kerk. Hy was op ons, sodat ons kon profeteer en ons werk doen. Sukkel jy om jou werk te doen? Ek bedoel nou nie jou fisiese werk by die werk nie, waarvoor jy geroep is. Kom ons kom weer in kontak met die Heilige Gees.
dat hy ons sal vernuwe. Dan die laaste enetjie, oor my. Oor my. En dit is so belangrik, want ons het hom al 5 keer herhaal vanmôre. Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang as die Gees oor jou kom. Oor julle kom. En ek wil nou nie, hoor my hart asseblief weer, ek wil nie die Heilige Gees downgrade nie. Dis glad nie wat ek wil doen nie, hoor net wat ek sê. En ek sê dit met baie versigtigheid en ek sê dit met baie eerbied, asseblief, hoor net my hart. Maar toe ek so klein chokkertjie was daar 'n movie op TV. En ek is seker van die meeste van julle sal hom ken. Daar was so laaitjie, hy het by die nuuskantoor gewerk. Gekoller en getaai, vreeslik mooi. Hy het tot hare gehad. En dan ewe skielik, dan's daar 'n issue. Dan hol hy in die naaste telefoonhokkie in, en ek weet nie hoe vinnig kry daai man van sy klere ontslaan, want hy maak net so, en dan is dit skielik, dan is alles uit. En dan is dit Superman, het julle gesien? Dan is hy Superman. Ja, en dan kan hy enigiets doen, man, hy hou daai vliegtuig so met sy vinger vas. En hy gooi 'n gebou om, en hy is, julle sal krag ontvang, as die Heilige Gees oor julle kom. En hoor my weer, ek sê weer, ek maak nie die Heilige Gees af as Superman nie, hoor. Ek wil vir jou 'n prentjie skep, wat jy kan sien wat kan gebeur, wanneer jy onder die Heilige Gees staan. En ek glo vas, dat die Heilige Gees al reeds werksaam was in die Ou Testament. Maar dis nou 'n redenasie vir 'n ander dag, as jy met my verskil. Maar Rigters 4 vers 16 sê, en dis al wat ek daaroor gaan sê, almal ken Rigters, né? As hy met sulke lange hare en die vroumense het hom alweer om die bos gelei. Ou Samson. En hoor wat sê in Rigters 4 vers 16, hy sê, en die Gees van die Here het oor hom vaardig geword. Ouens, Rigters is in die Ou Testament. Dis 'n bewys dat die Heilige Gees al reeds in die Ou Testament gewerk het. Want nou het hierdie ou 'n getuienis gehad. En dis waaroor dit gaan vanmôre. Ek het myself nodig om met die Heilige Gees bekleed te word, sodat ons 'n getuienis kan hê. So 'n week of wat terug kom 'n ou by my, sê vir my, pastor, as jy nie in tale praat nie, is jy nie gedoop met die Heilige Gees nie. En ongelukkig moes ek met hom verskil. Die Bybel sê uitdruklik, praat in tale is 'n teken van, dis nie the one and only rule nie, maar 'n one and only rule om deur die Gees vervul te wees, is het jy 'n getuienis. Openbaring sê, deur die woord van jou getuienis sal jy hierdie vyande wen. Ouens, het ons nog getuienis? Is ons bekleed met hierdie Christus, wat ons Superman maak? Want ons sal krag ontvang. My kinders het altyd gelag as ek my muscles vir hulle opblaas. Want ons verwysingsraamwerk diskwalifiseer ons partykeer om ons eie getuienis vooruit te dra. Sorry Debbie, gaan op jou pik. Maar vanmôre kom sy hier, ons het netbal en rugby en alles gehad gister in Sannieshof. Maar my seker in sy bene is seer en vanmôre kom sy en sê, hoor die pastor, ek moes gister van gebid het. Wat sou gebeur het as Debbie gisteroggend voor al daai mense van sê, Kylie, sit, sit, lig op jou bene en vir haar gebid het en sy daar opgestaan, hield. Ek dink nie asof ons so rukkie nie meer netbal gespeel het nie. Ons sou eers die Here se naam groot gemaak het. Ons sou 'n getuienis gehad het waarmee ons hierdie vyand kon wen. Maar ouens, ons sit agteroor en laat die vyand vir ons klomp leuns vertel. Ons sit agteroor en weet jy wat se grap daarvan? Hy vertel dit, maar ons glo dit. Ons breek nie deur om te sê, I am in the Holy Spirit nie. Ek is nie onder die Gees nie. Want, Handelinge 1 vers 8, ons sal krag ontvang as die Gees oor julle kom. So ek wil afsluit. Die uitstorting van die Heilige Gees het met baie meer as net een aspek te doen. Want hy stort homself uit in my, sodat ek kan verander. Hy stort homself uit op my, sodat die Heilige Gees deur my gawes kan opereer. En dan kom hy oor my, sodat ek 'n getuienis sal hê, om vir almal te vertel hoe goed hy is. Nie hoe goed jy was nie, hoor. Hoe goed hy was. En ek wil jou uitnooi vanmôre, as jy vanmôre daar sit en uitroep hier in jou gees,
na die Here. Uitroep net na hom, sê Here, kom weer in my, kom weer oor my, kom wees net deel van my. Wat jy vanmôre dan net daar waar jy is op jou voete sal staan asseblief. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, kerebento roboshanta rabashia. Oh, kerebento roboshanta rabashia, roboshanta. Oh, kerebento roboshanta rabashia, roboshanta rabashia. Kerebento roboshanta. Here, die woord sê in Handelinge 1 vers 8 dat ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom. Here, en vra nou in die naam van Jesus, Heilige Gees, kom nou oor ons, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus. Here, ons staan eendragtig vanmôre voor U. En ek glo, Here, elkeen wat staan en dit al weet in sy hart uitgesorteer, dat ons bereid is dat U in ons sal kom werk. Ons het dit in ons hart uitgesorteer, Here, dat U op ons sal kom en ons sal verander. Ons het dit alreeds uitgesorteer, Here, dat U oor ons sal kom en dat ons 'n getuienis sal wees vir U. En vyand genoeg het jy kom steel, kom slag en verwoes. Lang genoeg het jy vir mense kom lieg. Lang genoeg het jy vir mense om die bos kom lei. God kom vanmôre en sê, ek is jou leidsman. Ek is jou voleinder van jou geloof. Ek is die een wat met jou stap. Ek is die een wat jou sal genees. Ek is die een wat jou sal voorsien. Ek is die een wat jou 'n getuienis sal gee en wat sal restoreer. Ek is die een wat jou sal lief hê ten spyte van alles wat jy gedoen het. Ek is die een wat jou sal kom optel uit die modderput uit. Ek is die een wat jou sal versterk. Ek is die een wat jou verhouding sal vat en sal toemaak en sal koester. Ek is die een wat jou lief het. Ek is die een met wie jy 'n pad kan stap. Ek is die een wat jy kan vertrou. Al het mense jou laat val, al het mense jou seer gemaak, al het die kerk jou in die rug gesteek, al het die kerk jou te nagekom, al het jou eie familie jou dalk te nagekom, sê die Here vanmôre, op my kan jy vertrou, op my kan jy staat maak, op my kan jy staan, want ek is die rots waarop jy jouself kan bou. En niemand, maar niemand, sal jou weer uit my hand uit kan kom vat nie. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, bedien U vanmôre hierdie mense, Here. Come Holy Spirit, in die naam van Jesus, kom bedien hierdie mense vanmôre. Dankie Here, dankie Here dat ek vanmôre vir Denise kan bid. Vader, in die naam van Jesus, kom Here en vul haar met U Gees nou, in Jesus naam. Kom Here, o karabasiënt, roboshant, rabasiënt. Here, laat haar vingers sal begin beweeg, Here, tot eer van U naam. Here, laat daai keyboard nie genoeg klawers gaan hê nie. Ons spreek lewe, Here. Come Holy Spirit. Kom ons aanbid hom net daar waar jy staan. Roep hom aan in die naam van Jesus. Oh, come Holy Spirit. Karabasiënt, roboshant, rabasiënt. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Breek die Here. Oh, we worship you, Lord. Karabasiënt, roboshant, rabasiënt. Oh, come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Yes, yes. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Karabasia. Yes, yes, yes. Amen.
Breek die, Here. O, karabatarabashian toroboshanta. O, kereben toroboshanta rabasian toroboshanta. Yes, yes. 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 Oh, we worship you, Lord. Kereben toroboshanta. Yes, yes. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. Oh, kereben toroboshanta rabana. Oh, karabasian toroboshanta rabana. Oh, kereben toroboshanta rabana. Kereben toroboshanta. Yes, Karavanta Roboshanta. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Kom, Here, laat die Gees vanmôre sal val op mense, Here. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus, Here. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Yes. Dankie, Here. Yes. Dankie, Here. In hierdie atmosfeer gaan ek vanmôre vra dat ons nagmaal gaan geniet terwyl ons in hierdie atmosfeer is. En ek gaan vra dat die 4 kerkraads vrouens wat hier is, my asseblief kan kom help vanmôre. O Mattie, Yvonne en Debbie en Tannie Liana asseblief. En soos ek nou gesê het, die uitstorting van die Heilige Gees het nie net gegaan oor die tale nie, maar het ons 'n getuienis waarmee ons kan loop, wat ons daagliks kan uitdra. Ek kan die sitplekke neem, ekskuus, terwyl ons besig is. Het ons hierdie getuienis. En vanmôre toe ek by die Here sit en ek sê, Here, wat sê ek oor die nagmaal? Dit het al so routine geword in ons lewe, besef ons nog waarlik wat U vir ons gedoen het? Besef ons nog waarlik hierdie Nuwe Testament waarvan die woord praat? Wat het dit? Wat is ons? Wat het ons? En ek seker maar met 'n pastoor se kop so ingestel is, kom dit daarop neer. Die Here sê vanmôre, ek gee vir jou 'n getuienis dat ek het gesterf. Hy gee vir ons 'n getuienis van hier is sy liggaam, hier is sy bloed wat vir jou gevloei het. Maar hy gee vir jou 'n belofte. Jy sal nie alleen wees nie. Ek stuur vir jou die Gees om by jou te wees en wanneer ek weer kom, gaan ek julle kom haal. As hy weer kom, gaan hy ons kom haal. Ons gaan nie alleen wees nie. En dit voel partykeer vir jou, ja, ek is so alleen, ek weet nie waartoe ek gaan nie. Niemand weet waartoe ek gaan nie. Die Heilige Gees sê, ek weet. Ek sal jou lei hierdeur. Ek sal jou vertroos hierdeur. Ek sal jou versterk hierdeur. Kom bly net by my. Moenie na die bankbestuurder toe hardloop nie. Moenie na jou prokureur toe hardloop nie. Die Heilige Gees sê, kom bly by my. Ek sal dit vir jou doen. En terwyl Jesus met sy disippels geëet het en hy hierdie nagmaal met hulle bedien het, het hy hierdie woorde gesê, so dikwels as wat julle by mekaar kom, herdenk dit. Ouens, kan ek en jy nie meer dikwels vir die mense die evangelie vertel nie? Kan ek en jy nie maar in omstandighede kom waar ons eerder aan die evangelie vashou as aan News 24 nie? Kan ek en jy nie maar eerder vertrou op die woord van die Heilige Gees as wat ons vertrou op die woord van Morning Life nie? Hulle lieg en bedrieg anyway net. Maar die Bybel sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En ek gaan vra dat hierdie dames
julle vanmôre gaan bedien, daar waar jy in jou sit, in jou stoel is. Maar ek wil jou vra, moenie drink en moenie eet voor ons almal nie het nie. En laat ons dit vanmôre sal saam doen, soos Handelinge 1 sê, eendragtig, hierdie nagmaal, dan vanmôre gaan geniet. Amen. Baie dankie. Sissa, toe maar, ek jok, amper sê ek vir Sissa speel. Ruska gaan vir ons 'n liedjie sing, terwyl die nagmaal dan bedien word. Baie dankie. Waar is jou vreugde? Voel jy belas? Is jy vermoeid? Jesus gee krag. Is jy eensaam? Voel jy alleen? Vertel dit aan hom, want krag sal hy gee. Hef op jou hande, verhef jou stem, vra vir Jesus wat jy wil hee. Hy gee jou vrede, ewige lewe, vir wie op hom wag. Jesus krag, vir wie op hom wag. Jesus krag. Voel jy verlore, te moeg om te stryd, leun maar op hom, krag sal jy kry. Het jy soms vrese, te bang om te lag, vertrou op hom, want Jesus gee krag. Hef op jou hande, verhef jou stem, vra vir Jesus wat jy wil hee. Hy gee jou vrede, ewige lewe, vir wie op hom wag. Jesus krag, vir wie op hom wag. Jesus krag. Tydens 'n siekbed, langs 'n Kom ons almal eet. Is hulle reg? hou vas aan hom, Daar is kan sing, is reg. Kom ons eet want vanmôre Jesus gee saam met die liggaam van Christus. Hef op jou hande, verhef jou stem, vra vir Jesus wat jy wil hee. Hy gee jou vrede, ewige lewe, vir wie op hom wag. Dankie Here vir die krag. Jesus krag, Dankie Here. vir wie op hom wag. Jesus krag. Yes, dankie Here. Dankie Here vir u bloed. Dankie Here vir u liggaam. Wat ons herinner aan hierdie getuienis. Dat u het gesterf, u het opgestaan. U gaan ons nooit alleen laat nie. En u kom weer om ons te kom haal. Ons eer u daarvoor, Here. Dankie vir die geleentheid. Dat ons weer by die tafel kon stil staan. In Jesus naam. Amen en amen. As sy